Hartlike goeiemôre op hierdie Sondagoggend en wat 'n voorreg is vir my, Pastoor Martin, om saam met jou te kuier rondom die woord van die Here. Nou u sal nou weet wat nou laas naweek saam met ons gekuier het toe ons daar in Johannesburg was saam met the Light Ministries rondom Paasfees. Het ons lekker gekuier rondom die woord van die Here en die Here het ons kom bless. Ons was so geseënd geweest. Daar was baie predikers geweest en ons het net die salwing en die krag van die Here ervaar en dit was vir ons lekker geweest om in die huis van die Here te wees as gelowiges saam en ek weet u het net so saam met ons geniet daar toe ons daar was, die wat nou op livestream was, baie dankie dat u ingeskakel het en soms saam met ons lekker gekuier het en die teenwoordigheid van die Here ervaar het. Maar ja, dis 'n week later en dis weer Sondagoggend en ons gee aan die Here al die lof en al die eer want hy is goed. Hy is groot en iemand nou vanmôre saam met my kuier en iemand saam met my preek vanmôre. U ken dit. Iemand amen sê, iemand haleluja sê, iemand saam my stem vanmôre en ek wil vanoggend met u praat oor God se krag, jou krag. En ek weet sommer die Here gaan ons vanmôre kom seën en ek wil vir elkeen wat vanmôre inskakel sê baie welkom. Goeiemôre aan elkeen. Daar is mense van Johannesburg af wat ook inskakel en van Namibië wat inskakel en Nieu-Seeland wat inskakel en reg oor die land is daar mense in wat inskakel en ek wil vir elkeen van u vanmôre sê mag die Gees van die Here vanmôre u kom besoek daar in die binnekamer, daar waar u in die voorhuis sit en waar u luister saam met familie en vriende, maak nie saak nie, maar mag die Here vanmôre u hart kom vernuwe vanoggend met dit wat hy vir ons vanoggend wil sê. Nou as u die woord by het, die Bybelboek, kan u saam met my geblaai daarna Rigters, die 16de hoofstuk, vanaf vers 28 gaan ons lees. Ek wil net gou hier afsit. Prys die naam van die Here. Ons gaan daar lees Rigters, baie bekende gedeelte, Rigters 16 vanaf vers 28. Dit is die verhaal van Samson en jy ken Samson so baie goed, maar wie weet wat wil die Here vanmôre vir my en vir u sê. Goeiemôre Susan Bester daar uit Johannesburg uit of daar iewers ter, ja, Johannesburg. Goeiemôre aan jou ook, baie dankie dat jy ingeskakel het en ek bid en ek wil vra vanmôre dat u in gebed saam met my sal wees in hierdie oggend dat die Here sy goddelike wil sal laat geskied, nie net in hierdie boodskap nie, maar ook in my lewe en u lewe. Halleluja. Nou net voor ons gaan lees, almal hou jy daai plek daarso, net voor ons gaan lees, kom ons gaan na die troonkamer van die Here toe en ons gaan saam bid. Hemelvader, baie dankie in hierdie oggend, Here, dat ons u naam kan loof, kan prys en kan eer. Here, dankie vir hierdie Sondagmôre, dat ons weer eens, Here, as 'n familie saam, Here, of ons nou by ons huise is en of ons by die kerk is of waar ook al ons ingeskakel is, Here, dat ons vanoggend net weer rondom die woord van die Here kan sit, Here, want u woord sê daar waar 2 of 3 in u naam vergader, daar is u in ons midde en ek gee die lof en die eer en die aanbidding, Here, want ek weet wat ek weet vanoggend, Here, u is nie net hier nie, maar u is by elkeen wat ingeskakel is en ek ervaar u teenwoordigheid vanmôre en ons gee al die lof en al die eer daarvoor. Ek bid in hierdie oggend, Here, dat ek niks meer of niks minder sal sê, behalwe dit wat u op my hart gelê het. Here, al is dit 'n 5 minute boodskap, al is dit 'n uur boodskap, al is dit maak nie saak nie, Here, solank die wil van die Here sal geskied, is my gebed in Jesus naam. Amen. En u kan saam met my sê, amen. Nou ja, is u woord reg het daar uit Rigters 16 vers 28. Luister baie mooi. Kan ek lees van vers 26 af? Hy sê daarop het Samson aan die dienaar wat hom aan die hand hou, daarop sê Samson aan die dienaar wat hom aan die hand hou, laat my staan en laat my die pilare betas waar die huis op rus, dat ek daarteen kan leun. En die huis was vol manne en vroue en al die vorste van die Filistyne was daar en op die dak omtrent 3000 manne en vroue wat kyk hoe Samson speel. 28ste vers. Toe roep Samson die Here aan en sê, Here, Here, dink tog aan my en versterk my
tog net hierdie keer, o God, dat ek my oor een van my 2 oë op die Filistyne kan wreek. En Samson slaan sy arms om die 2 middelste pilare waar die huis op gerus het, die een met sy regter en die ander met sy linkerhand, en leun teen hulle aan. 30ste vers. En Samson sê, laat my sterwe saam met die Filistyne. En hy buig hom met krag, sodat die huis inval op die vorste en op al die mense wat daarin was. So was dan die dooies wat hy by sy sterwe gedood het, meer as die wat hy in sy lewe gedood het. Prys die naam van die Here. Ek wil net weer daar die 30ste vers lees. Hy sê, en Samson sê, laat my sterwe saam met die Filistyne. En hy buig hom met krag, sodat die huis inval op die vorste en op al die ander mense. Prys die naam van die Here. God se krag, jou krag. Nou, ek ken die verhaal van Samson. Samson was 'n rigter gewees wat die Here geroep het om sy volk te kom uitlei en te kom verlos. En hy het 'n geheim gehad, dat as sy haar groei, dan het hy krag. Maar vanmôre wil ek vir iemand daar buite sê, dat sy krag was nie in sy hare nie. Maar voor ek daarby kom, ek onthou toe ek so 'n klein seentjie was in die sonnaskool, en ons het van hierdie Samson geleer, en van Dawid, en van al hierdie godsmanne. Was daar begeerte in my hart gewees, om ook eendag so sterk te wees. Om ook dalk 'n hek te vat, en om uit 'n stadspilaar uit te ruk, en om daar neer te gooi. En ons lees hoe Samson 'n kakebeen gevat het, en duisende manne doodgeslaan het, en hoe hy hierdie vorste van die Filistyne verslaan het. Nou, u moet vanmôre verstaan, dat hierdie Filistyne wat hy verslaan het, was nie net klein mannetjies gewees, of wel, ek is 'n kort man, die wat my nou al gesien het daar by die konferensie ook, ek is nie 'n baie groot persoon nie, ek is kort en nie baie groot nie, daar was redelik mense wat groter as ek is, daar is ouens wat langer as ek is, maar prys die Here, daardie mense was groot gebou gewees, dit was sterk manne gewees, dit was die vorste van die Filistyne, dit was manne wat uitgekies was om vir hulle te veg, en hier kom die Here, en hy rig 'n man op met die naam van Samson, en hy sê vir hom, Samson, jy het ek uitverkies om my volk te verlos. Nou hier's die geheim, dat Samson, sy krag was nooit in sy hare, maar hy het geweet, dat sy krag lê in sy skepper, sy krag lê in Jesus Christus, maar hy moes gehoorsaam wees aan die stem van die Here, prys die naam van die Here. Hy moes gehoorsaam gewees het, punt nommer 1, daarin lê ons krag vanmôre, om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here. Nou, ek het u weet vanmôre, dat uit onsself uit kan ons die baie dinge doen. Ek dink nou as ons nou vanoggend hier moet uitgaan, en ons moet nou bendestorm gaan loop, gaan ons dalk swak wees. As ons nou teen 100 mans moet gaan veg, daar buite, dan gaan ons dit dalk heel moontlik nie kan doen nie. Maar dit gaan nie oor die mense wat daar buite is nie. Dit gaan oor die geloof wat ek in Christus Jesus het vanmôre. Dit gaan oor dat ons in lyn met God se plan moet wees. As jy net by die plan van God kan uitkom met jou lewe. Kyk, ek en u is elkeen met 'n doel op hierdie aarde geskape. God het vir my en vir jou 'n plan. Ek wil 'n paar teksverse aanhaal wat ek wil lees. Jy het Handelinge uit, jy kan geblaai, saam met gaan blaai daarna Handelinge 1 vers 8 toe. Ek het net gevang as jy sou kry Handelinge 1 vers 8. Dit is 'n baie mooi gedeelte. Nou sê hy daar in Handelinge 1 vers 8. Hy sê: "Maar sê sal my maar. Sê maar. Hy sê maar julle, dis nou ek en u. Hy sê julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde." Ek en jy sal vanmôre krag ontvang as die Heilige Gees vanmôre op my en op jou. Dit maak nie saak wat jou omstandighede is, dit maak nie saak in wat se toestand jy sit nie.
die krag van die Here lê in die Heilige Gees. Die oomblik toe die Heilige Gees oor Samson kom in 'n tipe van hare wat lank is, toe kry hy krag van die Here af. Maar toe hy God verloon het en sy geheim uitgelap het dat sy krag en sy hare en die belofte van God verbreek het oor sy lewe, toe verloor hy sy krag. Ek wil hê jy moet vanmôre baie mooi verstaan dat ons krag lê in onsself nie. Jy kan maar dink jy is sterk in jouself. Jy kan maar dink jy kan staande bly, maar jy sal nie kan staande bly nie, want jy kan alleenlik staande bly as jou voete op die rots van die ewige lewe is, op naamlik Jesus Christus. Want daarin lê ons krag. Luister baie mooi. Wat sê Handelinge 2 vers 2? En dit is nou waar die disippels in die boventrek was en waar die Gees van God uitgestort het. Hy sê, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is daar deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle almal is vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos in die Gees hulle gegee het om uit te spreek. Mense, ons moet God vra vir sy Heilige Gees. Want dis die trooster wat die Here vir my en jou gestuur het. Dit is die krag wat ons van God ontvang om te doen wat die Here wil hê ons moet doen. Ons kan nie in ons ander krag bly staan nie. Nou wil ek iets sê. En ek wil na 'n paar getuienis toe gaan in die woord van die Here. Ons sien, en ek is baie lief daarvoor, om van Dawid te praat. Dawid is vir my 'n rolmodel. Dawid was, sê die woord van God, was 'n man na God se hart gewees. Was Dawid foutloos? Nee. Het hy geluister na God se stem? Ja. Hy het geweet wat om te doen wanneer God hom beveel het om te doen. Nou kom die woord van die Here. Hy sê Dawid, voordat hy koning geword het hy alreeds in die veld skape opgepas. En hy het God geloof en geprys en God geëer en hy het geweet God is sy beskutting. En daar het 'n beer gekom om die skape te vang en die beer verskeur, sê die woord van God. En daar het 'n leeu gekom en die leeu in die kakebeen gekruip en het die leeu verskeur. Nou ek weet nie van u nie, maar ons het so ek het al die geleentheid gehad om by 'n wildreservaat te wees of 'n wildtuin of 'n dieretuin of wat ook al tuin dit is. En toe het ons eendag gaan kyk na hierdie leeu's wat daar in die hokke is en hierdie leeu spring op so teen die draad. Nou as ek my hand so moet hou, dan kan ek amper sê soos wat my hand om hierdie hand beweeg, was een van sy pote gewees. Hierdie leeu was enorm groot gewees en ek dink as hy my moes storm, sou hy my dadelik met een klap van sy poot onderste bo geklap het en dan sommer net gedoen het wat hy doen. Maar dank die Here, daar was 'n draad tussen my en hom. Nou gaan ek terug na Dawid en ek dink Dawid kon nie net hierdie leeu verskeur het nie, maar hy het geweet dat hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is, want daar is krag. Hy sal krag ontvang as hy stil raak voor die Here. En hy stap met kos na die oorlogsveld toe waar die Israeliete en die Filistyne teenoor mekaar staan. En waar 'n reus van 'n mens die slagordes van God uitdaag. Basies wat gebeur het is, hierdie Filistyn het die God van Israel en die God van die leerskare van Israel en my God en jou God wat ons aanbid, deur wie ons krag ontvang, het hierdie Filistyn uitgelag en gesê, hierdie God het nie krag nie. En is dit nie so in ons vandag se lewe, dat die wêreld kom met sy maniere, die wêreld kom met sy aanvalle en die klas van dinge, en dit is soos 'n reus wat voor ons staan en ons uitdaag en sê, hoe lyk jou God en kan hy jou help? En ek wil jy moet nie weggaan, jy moet net so dat jy luister. En hy kom voor hierdie reus. En jy ken die verhaal. Hy sê vir hierdie reus, jy kom na my toe, met 'n swaard en 'n spies en 'n lans en vol geklee met hierdie kleed wat hulle aangetrek het, of in Engels sê hierdie body armor, hierdie gevegs, wat noem mens dit, klere aan. Reg vir die geveg
uitgeoefen, alles reg, om die Israeliete te verslaan, of dan ook om hierdie Israeliet, naamlik Dawid, te verslaan. Maar Dawid het iewers 'n goue sleutel in sy hart gebêre, want hy het geweet, dat die God wat hom in die veld gehelp het met die leeu en die beer, is dieselfde God, wat hom sal help in daardie oomblik. Nou baie keer wonder ons, Here, kan U my help met my probleem? Ag Here, dan bid ons sê, Here, as U wil, Here, as U kan, sal U help. En dan bid ons klaar, en ons vra vir die pastoor om ons te bid, en ons vra vir die dominee vir ons te bid, en ons vra vir ons vriende om vir ons te bid, en dan staan ons en ag, ek weet nou nie of die Here ons gehoor het. Ek weet nie of die Here my gebed verhoor nie. Weet jy wat? Hy sê in sy woord, luister baie mooi, kan ek dit vir u lees vanoggend? En ek wil jy kan saam met blaai, of jy kan dit geneerskryf, daar in Jesaja 40, vers 31, dat ek gou vandag kom. Ek wil dit graag vir u lees. Hy sê Jesaja, dat ek gou vandag uitkom. In Jesaja, ek gaan dit nou vir u lees. Hy sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ek wil vir u sê, mense, as u op die Here gaan wag, gaan die Here u aandoen met krag uit die hemel uit. Ons moet konstant voor die voete van die Here. Ek dink, toe Dawid afgestap het daar na die vlei toe, en hy 5 klippies opgetel het, toe bid hy tot God, en hy sê, Here, U is my krag, en U is my psalm, op U woord sal ek vertrou. Here, U het my gebring tot hier toe. Hoekom sal U my dan nie verder vat nie? Want hy sê, ek dink is Rigters 3, Rigters 6 vers 3 vers 6, of so 6 vers 3, dan sê, hy sal jou paaie, nie Rigters nie, in Spreuke 3 vers 6, dan sê hy vir jou, hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat miskien voel jy kragteloos, miskien voel jy kan nie vanmôre op jou eie krag staan nie, maar kom ons kom net weer by die voete van die Here uit vanmôre. Kom ons kom weer by die woord van God uit, want daarin lê ons krag. Moet asseblief nie laat die vyand kom en jou blydskap van jou af steel nie. So baie, kom ons daar buite in die wêreld of by ons werksplek of waar ook al ons beweeg en ons word getanteer of ons word versoek deur die vyand om dalk in die kring van spotters te staan, en ek sê met alle respek, ons moet ook baie keer uitgaan in 'n gebroke wêreld, en mense gaan vertel, dat Jesus red nog, en genees nog, en doop nog met sy gees. Amen. So ons kan in 'n donker wêreld gaan staan tussen mense, maar ons moet 'n verskil maak in hulle lewens, deur Christus, wat ons die krag gee. Hy sê verder, het Dawid vir Goliat gesê, jy kom na my toe, met 'n swaard en 'n spies en 'n lans. Hy sê, maar ek, dis Dawid. Dawid het geloof gehad in die Here. Hy sê, maar ek kom na jou toe, in die naam van die Here, en die slagordes van Israel, wie jy uitgedaag. Ek dink nie Dawid het regtig met die reus gepraat nie. Dawid was in 'n verhouding met die Here. Hy het geweet dat hierdie geveg is so menslik onmoontlik om te veg, dat hierdie reus sal hom verslaan met sy swaard en sy spies, of daar een gooi met sy spies gee, en hy sal dood wees, want hierdie was baasvegters gewees. Hierdie was manne gewees wat uitgeoefen was. Hierdie was manne gewees wat reuse was, wat groter was as die res van die Israelitiese volk. Hierdie was manne wat nie teruggestaan het vir niemand nie. Hulle was reg gewees vir hierdie geveg. Maar Dawid het geweet, dit was onmoontlik menslik. Menslik onmoontlik om hierdie geveg te veg. Maar hy het in die gees na Goliat toe gegaan. Hy sê vir hom, hy sê, vyand, kan ek dit so sê? Hy sê, duiwel. En ek wil jy met saam met vanmôre sê, duiwel, jy kom na my toe met finansies, jy kom na my toe met siekte, jy kom na my toe met ongehoorsaamheid, jy kom na my toe met moedeloosheid, jy kom met al hierdie dinge na my toe. En jy wil my probeer oorwin deur dit vir my te sê, dat ek nie goed genoeg is nie, ek is kragteloos, ek kan dit nie maak nie, kyk hoe lyk die berg wat voor my staan, wat gaan ek doen?
Maar ons is kragtig in die Here en ek wil dit weer sê dat hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Hy wat my geroep het tot bekering, is hy wat my gaan deurvat tot aan die einde toe. Hy beloof ons, hy sê vir sy disippels, Jesus sê vir sy disippels op 'n stadium, hy sê, vaar oor na die oorkant van die see, ek sal julle daar ontmoet. Nêrens het hy vir sy disippels gesê, daar sal nie 'n storm op hierdie see wees, maar hy het wel beloof dat in hierdie storm sal hy hulle kom uitred. Halleluja. Ek wil vanmôre vir iemand sê, dit is God se krag en nie jou krag nie. Ek wil vir die vyand vanmôre sê, jy moet alles na my kant toe kom, maar ek kom na jou toe in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hierdie God wat jy uitgedaag het, hierdie God wat jy uitgeroep het, hierdie God wat jy dink is so klein en so nietig. Nee, hierdie God wat ek kan bid en wat jy vanmôre aanbid, is die God wat hierdie aarde waarin ons lewe in sy handpan ons vashou. Halleluja. Dis die God wat nog steeds vanmôre jou familie, jou kinders kan red vanoggend. Dis nog steeds die God vanoggend wat jou finansies kan herstel. Dis nog steeds die God wat jou familie kan genees vanmôre. Halleluja. Kan iemand net saam met my opgewonde raak? Kan iemand net sê amen? Dankie Susan. Ek hoop jy is opgewonde soos ek vanmôre. Halleluja. Nie jou krag nie, maar my krag sê die Here. Jy sien, baie maal, dan kom ons op 'n punt in ons lewe en ons dink ons kan op ons eie kragte staan. Maar ons kan nie. Ons kan nie. Ek wil daar vir julle gaan lees uit 1 Korintiërs uit. Dis 'n baie bekende gedeelte wat ek graag vir u lees. 1 Korintiërs vers 18, 1 Korintiërs 1 vers 18, dat ek net die regte versies wil kry. Prys die naam van die Here. Ek het so baie gemerk vanoggend, want God is goed, halleluja, hy is groot, en ons gee hom al die lof en eer. Ja, 1 Korintiërs 1 vers 18, hoor baie mooi wat sê hy sê, want die woord van die kruis, luister baie mooi, hy sê, maar die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Sien, die wat nie aan God belangstel nie, die wat nie aan die kruis belangstel nie, dis vir hulle geen nut nie. Dis dwaasheid vir hulle. Maar hoor wat sê die tweede vers, hy sê, of die B gedeelte van die 18de vers, hy sê, maar vir ons, dis ek en u, wat gered word, is dit die krag van God. Met ander woorde, Jesus stuur sy seun na die kruis van Golgotha. Hy sterwe op die kruis. Hy gaan 3 dae na die graf toe. Ons het hierdie Paasnaweek dit so goed gehoor wat in die kruis gebeur het en wat in die graf gebeur het en die opstanding en wat beteken die opstanding en dit is die rots uit die rots of die skeer in die rots en al daai dinge wat ons gehoor het. Prys die naam van die Here. Nou hy sê dit so mooi, hy sê, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God, halleluja. Dit is nie meer ek wat lewe nie, maar dit is die Here wat in en deur my lewe. Dit is nie meer my krag nie, maar dit is die krag van God wat in my en deur my werk, halleluja. Kan ons staande bly. Ons het die mag en die krag ontvang in 'n slangenskerp unit te trap, geestelik gesproke. Ons hoef nie bang te wees vir 'n Filistyn wat na ons kant toe kom nie. Nee, ons kan met hom praat. Ek het in daai oggend by die konferensie ook gesê, ons moet nie meer van die duiwel praat nie, maar ons moet begin met die duiwel praat. Sê, jy kom na my toe, maar luister baie mooi, dat ek jou vertel. Jy wil my herinner aan my verlede, maar ek wil jou herinner aan jou toekoms. Jy's 'n verloorder, jy gaan niks kan doen nie. Want die God wat ek dien, is 'n God, hy's 'n waarmaker van sy woord. Hy het beloof, hy sal my deurdra. Hy het beloof, hy sal my beskerm. Hy het beloof, hy sal my tot aan die einde van hierdie aarde sal hy my hou. Hy het beloof, hy kom terug om sy kinders vir my en vir jou te kom haal. Hy het beloof, hy sal met ons wees. Hy sê sy woord, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek is altyd deur met jou. Hy is die skadu aan jou regterhand. Waarom sal ons vrees as God dan vir ons is? Wie kan teen ons wees? Kan iemand net bietjie opgewonde raak? Halleluja. Prys die naam van die Here. Dis God se krag en nie jou krag nie. Baie keer dan kom die vyand en hy slaan hou. En dan sê, Here, waar is U? Al ons so baie dinge gebeur in my lewe ook, as ek moet begin getuig van dinge wat gebeur het, sou ek vandag dalk heel moontlik nie eens hier gewees het nie.
maar dit was deur die krag van God, dat ek staande kon bly. Daar so baie dinge wat in my familie gebeur het, my huisgesin gebeur het, waar die duiwel die vyand te hou kom slaan het. Maar as ons nie op hierdie woord van God gebly staan het nie, sou ons heel moontlik dalk vandag, op hierdie Sondagmôre, dalk nie eens meer 'n familie gewees het nie. Maar ek dank die Here, dit is God se krag en nie my krag vanmôre nie. Ek moet begin klaarmaak. Ek was by Samson gewees. En Samson, ek ken die verhaal van Samson. Dit was nie deur sy hare wat die krag is nie, dit was net sy oë uit. En hulle bespot hom, hulle lag vir hom, hierdie eens regter man van God, wat God gelei het om hierdie Filistyne te verslaan deur die jare deur. Op een oomblik, een swakheid van sy lewe, en hy vertel vir hierdie vrou, vir hierdie Delila, vertel hy sy geheim, en sy verraai hom, en Samson het soort van sy rug op God gedraai, om hierdie belofte aan haar te gee. Hoeveel maal het ons nie al beloftes aan God gemaak, as Here ons beloof, ons sal staande bly, maar iewerster kom daar 'n tyd, wat ons dalk wegdraai. Ek luister weer, in hierdie week wat verby is, 'n baie naby vriend van my, wat sy hart ook vir die Here gegee het, en sy lewe omgekeer het, en wegbeweeg het van die sonde af, en ek staan in 'n geselskap, waar ons besig is om te gesels, en op 'n stadium te sê, man, weet jy wat, ek gaan dalk vorentoe, dalk weer, dalk 'n geselligheid saam met mense wees, en dalk ietsie saam met hulle drink, en ek luister na die gesprek, en toch, weet jy wat, kan 'n mens so swak raak, kan die vyand so vinnig kom, en hy ou so vinnig afbreek, en jy so vinnig wegruk, van dit wat kosbaar is, want jy sien, as dit nie vir hierdie krag van God was nie, wat sou van pastoor Martin geword het, was dit nie van die krag van sy opstanding, sodat ek en jy lewe kan hê nie, wat sou geword het van my, en wat sou geword het van jou. Ek bid in my binneste, ek sê, Here, help hierdie man, help hierdie vriend van my, dat ek staande kan bly, op die woord van God. Want jy sien, ons word so vinnig gemanipuleer, deur die wêreld daar buite, deur vriende, deur familie, deur al hierdie klas van dinge, maar ek dank vanmôre die Here, dat ons in een oomblik kan roep, Here, hier is ek, vat my swakke hand in u sterke hand, Here, en lig my op uit my omstandighede uit. Eens was ek dood, maar nou lewe ek weer, van Christus lewe in en deur my, halleluja. Ek moet klaarmaak, en Samson, ek spring 'n bietjie rond, maar Samson staan tussen twee pilare. Hy staan op die einde van sy lewe. Hy besef dat dit wat hy gedoen het verkeerd was. En hy staan daar en hy vra vir hierdie diensknegt wat hom aan sy hand vashou en hom rondlei tussen die mense, sodat met hom gespot kan word, en hulle lag vir hom, en hulle sê baie goed vir hom. En terwyl ek dit lees, dink ek, weet jy wat? Jesus word gespoeg, Jesus word geslaan, Jesus word bespot, en al die dinge, hy weet presies waardeur ek en jy partykeer gaan, as ons staan vir die woord van God. En ek weet ook, baie keer word daar baie dinge van my gesê, en dan word vir my gelag, maar ek sal op die woord van God hy staan, en jy wat luister vanmôre, as jy dalk gedink het jy gaan spot, as jy dalk gedink het jy gaan lag, dan moet jy maar lag, maar ek wil vanmôre vir jou sê, in die naam van Jesus Christus, vyand, ek wil dit vir jou sê, in die geesteshelm in, wil ek vanmôre vir die vyand sê, jy kan maar lag, jy kan maar spot, jy kan aan my kant toe kom met net wat jy wil vanmôre, maar ek staan vanmôre op die woord van God, en ek kom na jou toe, in die naam van Jesus Christus, want Jesus, as ek net sê, Jesus, moet elke vyand mag vlug
heilig, sê die woord van die Here, en ek is skoon gewas deur die bloed van die lam, en die woord van die Here sê, dat hierdie bloed het nog nooit sy krag verloor nie. Met ander woorde, kind van die Here, ek en jy staan vanmôre onder die genade van die Here, ons staan onder die krag van sy opstanding, ons staan vanmôre onder die krag van sy bloed, wat ons skoon gewas het, ons is kragtig in die Here. Hoekom sal ek en jy twyfel? Hoekom sal ons dan bang wees? Want hy wat vir my is hy groter as wat hy wat in die wêreld is. Ek dink is Psalms wat dit skrywe, dan sê hy daarso, al kom 10.000 aan my linker, of 1000 aan my linker en 10.000 aan my regter, sal ek nie vir jou hand doen. My God, roep ek 'n bendestorm, met my God, spring ek oor 'n muur. Halleluja, prys die naam van die Here. En Samson staan daar. Hy weet, hier kom die einde van sy lewe. Vir 'n oomblik was hy ongehoorsaam aan God gewees. En ek wil hê met vanmôre dalk net so klein bietjie selfondersoek stel. Ek praat gisterand met 'n jong man. Ek sê van, weet jy wat? Ons kan vinnig verander gaan sê, die Here sê, maar hoe lyk my en hoe lyk jou lewe? In 'n oomblik maak ons 'n klein spasie oop vir die vyand. En hy kom met al sy mag en al sy krag en hy ruk hy deur oop. En hy krap jou hele lewe deur mekaar. En miskien vir 'n oomblik vanoggend het jy 'n klein spasie oopgemaak vir die vyand. Dalk iewers 'n wit leentjie vertel, of dalk iewers weer toegegee aan die dinge van die wêreld, of dalk toegegee, dalk jou swakheid het weer na vore toe gekom. En jy voel verlore. Jy voel, Here, ek is kragteloos. Maar ek het vanmôre vir jou 'n boodskap uit die hart van God uit, dat God sê vanmôre, kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is, en ek sal jou vrymaak, en ek sal jou doen met groot krag, net soos wat daardie disippels in die bovertrek gewag het, moet jy in jou binnekamer tot God wag vandag en sê, Here, ek is hier om aangedoen te word met nuwe krag, en dat U my sal versterk vanmôre in die naam van Jesus. Laat my toe om nog een vers vir u te lees. Daai uit Romeine 1 vers 16. Luister baie mooi. Ek het gou vanaand kry Romeine. Gou vanaand na Romeine te lees. Na Romeine te blaai. Ek kan saam met blaai daar na Romeine toe. Eerste hoofstuk. Prys die naam van die Here. Romeine 1 vers 16. Hoor baie mooi. En ek wil hê met vanmôre hierdie teksvers vat en maak dit jou eie vanmôre. Maak dit jou eie vanmôre. Romeine 1 vers 16. Daar's 'n opskrif, dit sê die regverdigmaking deur die geloof. En die wat nou Paasnaweek geluister het na pastoor Dion Allers, sal nou presies weet waaroor die regverdigmaking gaan. Maar hy sê daar in vers 16, hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek, en ek wil daar aanlas, en ook vir my en vir jou wat vanmôre die woord van God luister. Ek wil dit weer lees, en ek wil hê met hierdie vers vanmôre u eie maak. Hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Die feit dat die Here my gered het, en uit my sonde toestand uitgeruk het, en my skoon gewas het, en my 'n nuwe skepsel gemaak. I'm a new creation. I'm a brand new man. All things have passed away. I am born again. Prys die naam van die Here. Ons is weergebore in Christus Jesus. Dan sê hy, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Halleluja. As jy vanmôre in Christus Jesus glo, wil ek vir jou sê, het jy die krag van God tot redding. Halleluja. Want geen groter krag is daar om vir my en vir jou vanmôre te verlos nie. Dit was die krag in die bloed van die lam.
Daarom vanmôre wil ek vir jou sê, al staan jy vanmôre in jou toestand, soos wat Samson in sy toestand gestaan het, al spot die wêreld jou, al lag hulle vir jou oor jou toestand waarin jy is dalk vanoggend, en sê, ja, jy is die een wat gesê die Here kan, en die Here is so, kyk hoe lyk jy, kyk hoe die wêreld jou vernietig, wil ek vanmôre vir jou sê, al staan ons vanmôre geestelik blind, luister baie mooi wat ek sê, is 'n woord van God vir iemand vanmôre. Jy moet luister, kind van God, al staan jy vanmôre blind in die gees, wil ek vanmôre vir jou sê, die Here sê in Psalm 65 of 165, Psalm 65 vers 3, hy sê, o hoorder van gebed, die oomblik as jy God aanroep, dan hoor jy, Jesaja 65:24 sê, nog voordat hulle roep, hoor die Here terwyl hulle nog spreek, antwoord hy, prys die naam van die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, miskien staan jy geestelik blind vanmôre, jy weet nie meer wat se kant toe nie, maar Samson vat daardie pilare, en hy sê, Here, al sterf ek vanmôre, ek wil jy vanmôre, in die geestesriem, met jy die pilare vat, wat so teen jou staan, die gebou wat oor jou is, waar die las so swaar is, die Filistyne, al hierdie magte van die vyand, wat soos 'n swaar las op jou staan, op jou neerdruk, wil ek vanmôre vir jou sê, kind van die Here, in die geestesriem, vat hy twee pilare so met jou arms, en sê, Here, hierdie wêreld, of hierdie lewe van my, hierdie ou, sondige natuur van my, gaan vandag sterwe. En Here, jy gaan my geestelike oë weer oopmaak, jy gaan my geestelik weer kragtig maak, en weet nie wat gebeur, toe hulle Samson se hare afgesny het hulle nooit weer opgemerk, dat sy hare weer gegroei het nie. Ek wil vanoggend vir iemand sê, miskien het jy gedink die Here het jou verlaat, God het jou nog nooit verlaat nie, ons het vir 'n oomblik dalk wegbeweeg van God af vanmôre, maar hy het jou nog nooit verlaat nie, want hy sê in sy woord, ek sal jou nooit begewe, of jou nooit verlaat nie, ek is altyd met jou. Al wat God vanmôre wil hê, ons met ons swakke hand in sy sterke hand sit vanoggend. En Samson begin te bid, en hy sê, Here, my eie woorde vanoggend, maar kom ons lees nie geweer, wat sal sy laaste woorde gewees? Hy sê, en Samson slaan sy arms om die twee middelste pilare waar die huis opgerus het, en met die een aan sy regter en die ander aan sy linkerhand, en leun teen, en Samson sê, laat my sterwe. Hy sê vir die Here, laat my sterwe, maar eintlik vra hy vir die Here, help my nog een keer, gee my nog een keer net hierdie krag. Hy sê, sterwe met die Filistyne, en hy buig hom met krag, nie uit sy eie krag het nie, maar hy bid tot God, as die Here nog net een keer, dat hy nog net die krag een keer ervaar, sy hare het weer gegroei, God was nog altyd deur met hom, hy het net gewag vir Samson, om weer in die geestesriem sy oë oop te maak, en sê, Here, al sterwe hierdie vleeslike liggaam vanoggend, al verloor hierdie vleeslike liggaam alles vandag, maar in die gees van God sal ek sterk staan, en hy buig hom na vore, hy buig hom voor God neer, met ander woorde, ons het nodig om weer voor God te buig, want die woord van God sê, elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat Jesus Christus die God is, halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy net weer in jou toestand waar jy dalk vanoggend in is, kan buig in die geestelike en die helm sê, Here, vergeef my, ek het vir 'n oomblik my geheim of my vertroue van U laat wegraak, ek het vir 'n oomblik, Here, my weggedraai van U genade af, ek het vir 'n oomblik, Here, U belofte wat U op my lewe het, dalk weggedraai, ek het dalk vir 'n oomblik my eerste liefde verkansel vir die wêreld, of vir die dinge van die wêreld, maar o God, as U vanmôre net my roepstem kan hoor, want dit is God se krag en nie jou krag nie, en daar staan Samson, en hy moet dink met sy eie krag, sal hy nooit daardie pilare, waarop 3000 mense bo op die dak is, wat nog van die mense binne in die gebou, dit was 'n massiewe gebou gewees, met sy eie krag, so hy dit nie kon doen nie, maar hy staan daar, en hy besef, nie deur my krag nie, maar deur die krag van die Here, en God sê vir hom, my eie woorde, ek dink God het so by hom gestaan, en sê, Samson, ek was nog altyd by jou gewees, jy het vir 'n oomblik my verlaat, maar kyk na jou hare, maak jou oë oop, jou geestelike oë oop, en sien, die oorwinning,
wat ek vir jou in jou lewe bepaal het. Daar is 'n woord vir iemand vanmôre. Sien vanmôre die oorwinning wat God vir jou het vanoggend, deur die krag van Jesus Christus. En Samson staan daar, kragteloos in homself, maar hy ervaar God se gees terwyl sy hare groei. Dink ek ervaar hy God se gees se teenwoordigheid, en hy sê vir hierdie man wat by hom staan met sy hand vashou, wat hom lei deur sy blindheid, hy sê vir hom, laat my staan by die pilare, sodat ek teen hulle kan leun. En hy staan daar, en iemand hierdie oorwinning vat vanmôre. As jy nog nie oorwinning het nie, moet jy nou oorwinning kry. Wil jy met die geestes gedagtes begin instel? Luister na die woord van die Here. Ek is amper klaar. Luister na die woord van die Here. En Samson staan daar, en hy roep tot die almagtige God van hemel en aarde. En hy sê, Here, al sterwe ek hierdie liggaam, al sterwe ek vandag saam met hierdie Filistyne, dan is dit reg met my. Oh, it is well with my soul. As ek koortjie tot sê, it is well with my soul. Here, dis reg met my siel. Maak nie saak wat vorentoe gaan gebeur nie. Dis reg met my. All I need is Jesus. You can take the whole world, but give me Jesus. Te wees soos Jesus. Te wees soos Jesus. Dis my gebed vanmôre, Here. Ek wil net wees soos Jesus vanmôre. Ek wil nie meer die ou lewe lewe nie. Ek dalk vir 'n oomblik weggedraai van God af, maar ek draai terug vanmôre, Here, en ek in die gees hou ek hierdie pilare vas. Dit wat my terughou van God af, Here, en dis 'n tipe van 'n losmaking, bande breek boodskap vanmôre. Wil ek dit sommer sê, luister mooi, en 'n tipe van hierdie bande wat hom vashou, breek dit af vanoggend. Dit wat hom weerhou van God se heerlikheid af, moet ons afbreek vanmôre in die naam van Jesus. En Samson staan daar. Ek ervaar God se gees vanmôre in hierdie plek. Wat van jou vanmôre? Samson staan daar en hy bid tot God. Hy sê, Here, laat my sterwe saam met hierdie mense. Maar iewerster sien ek in my gees is oog waar Samson so staan. En hy kyk vir een laaste maal op. En hy sien nie meer niks voor hom nie. Sonder oë, sonder vleeslike oë sien hy niks nie. Maar ek dink hy staan op en hy kyk op en hy sien die oorwinning wat God vir hom gee. Ek sien hoe hy daai plekke mekaar indruk. Ek sien hoe ervaar hy God se salwing en God se gees. Ek vanmôre God se salwing voel en ek God se gees voel. Ek sien hoe Samson dit ervaar en hy begin so te bewe en hy gebou begin te ruk. Ek herinner die ander toe Jesus in die doderyk was en die aardbewing is daar en iets wonderliks gebeur in die doderyk en Jesus verkondig sy evangelie in die doderyk en dinge gebeur en daar's 'n aardbewing. Ervaar ek toe Samson al staan en hy begin daar die bou. Ek dink die mense het gedink hier's 'n aardbewing wat gebeur en iets begin te bewe en die mense wat op die dak is voel maar hier's iets besig om te gebeur. Wat is dit? En Samson ervaar die krag van die Here en ek ervaar God se gees nou hier waar ek staan en in jou lewe ook vanmôre wil ek hier maar ervaar hoe die krag van die Here vanmôre daardie pilare van ongeloof, daardie pilare van siekte, daardie pilare van finansiële stryd, al daardie pilare wat jou terughou van God se heerlikheid af, druk hy so mekaar, hy sê die woord van God sê, hy buig na vorentoe, hy buig voor God, en vanmôre wil ek hê, ek kan iemand vanmôre daar voor na God toe buig, en sê, Here, ons buig voor 'n lewendige God, ongeag wat die wêreld ons kan toebring, ongeag die pilare wat ons gaan vul, en wat ook al gaan gebeur in hierdie geestelike riem, ons nie om nie, maar ons breek dit vanmôre in die naam van Jesus Christus. Ons breek dit af vanoggend en ons buig voor die Here en sê, Here, nog net eenmaal die krag van God in my lewe, sodat ek oorwinning kan kry oor my situasie. En hy breek daardie bande, hy breek daardie pilare en die woord van God sê, hy het meer mense doodgemaak daardie dag as wat in sy hele lewe doodgemaak het. Ek wil vanmôre vir iemand sê, luister na die woord van God vanmôre, halleluja, dat jy sal vandag, as jy hierdie woord vat, sal jy meer pilare van ongeloof en wat ook kan aan jou kant toe kom, sal jy meer dinge vermag in die geestesriem
meer vyande verslaan vanmôre as wat jy nog ooit verslaan het in jou hele lewe. Ek dank die Here vanmôre vir sy krag. Ek dank die Here vanmôre dat hy mense vrymaak. Ek dank die Here vanmôre ongeag wat hulle na my kant toe bring. Ek sal staande bly in die krag van die Here vanmôre. Prys sy wonderlike naam. Ek ervaar hoe God besig is om bande te breek. Ek ervaar hoe God besig is om mense los te maak vanmôre. Ek het nie eens geweet wat God se Gees vanmôre wil sê nie. Maar dit wat ek sê vanmôre, jy is vry in die naam van Jesus Christus. Dink jy vir een oomblik dat Daniel sak af in 'n leeukuil sonder die krag van God? Dink jy vir een oomblik Sadrag, Mesach en Abednego stap in 'n brandende vuur in sonder die krag van God? Dink jy Dawid gaan 'n reus tegemoet sonder die krag van God? Ek wil vanmôre vir jou sê, dink jy Paulus het voor mense gestaan waar sy lewe in gedrang was en die evangelie van Christus verkondig sonder die krag van God? Nee, 1000 maal nee, maar ek en jy kan vanmôre staande bly in die krag van sy opstanding en die krag wat die Here vir ons gee vanmôre. U moet net sê, Here, hier is ek en ek buig vanmôre voor 'n lewendige God en al die magte van die hel sal sidder vanmôre. Ek dink vanmôre is die duiwel nogal besig om weet nie wat om te doen nie, maar hy weet vanmôre dat 'n man vanmôre opgestaan en hy die woord van God gehoor en hy bring dit soos wat God vir hom sê hy moet bring. En u sal vanmôre die vryheid van God ervaar in jou lewe as jy net die krag van God in jou lewe kan ervaar volgens. Prys die naam van die Here. Ek wil vanmôre afsluit. Ek wil vanmôre afsluit weer met Handelinge. Handelinge 1 vers 8. Ek wil dit vandag hierso kry. Handelinge 1 vers 8. Hy sê, luister baie mooi. En ek sluit af met hierdie woorde. En ek vertrou dat die Here vanmôre in die lewe iets groots gedoen het en gaan doen. Ek ervaar hoe mense vry is van daai sondetoestand. Ek ervaar hoe mense vry is van hulle siekte, van hulle finansies en van alles wat die vyand na jou kant toe bring. Jy's vry vanmôre. Maar weet dit vanmôre. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Prys die naam van die Here. Ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Vanmôre wil ek jy net daar waar jy is. As jy dalk sê pastoor, prediker, ek het nodig dat jy vanmôre net vir my gebed moet doen. Wil ek sê net daar waar jy is, sluit jou oë. Steek jou hande na die lig op. Maak nie saak of mense vir jou kyk, dit maak nie saak of mense, maar dit maak nie saak nie. Lig jou hande op en geloof vanmôre. En sê, Here, hier is ek. Ek gee myself oor. I surrender. I surrender. Oh, daar's 'n koortjie wat ons altyd gesing het. I surrender. I surrender all. Yes, I surrender all to Jesus. Gaan dit so aan. Ek gee vanmôre my alles, Here. Ek gee oor aan U vanmôre. Dat U vanmôre U Heilige Gees oor my kan uitstort vanoggend. Dat ek weer die krag van God kan ervaar. Net daar waar U is. Steek jou hande op, maak U oë toe. Ek gaan vir U bid. Halleluja. Hemelvader, dankie in hierdie oggend, Here, vir die woord wat U op my hart gelê het. Here, ek het niks meer of niks minder gesê behalwe dit wat U op my hart gelê het. Here, dankie dat ek net die instrument kan wees. Here, ek kan niks doen nie. Maar Here, omdat U in en deur ons en my werk, Here, is ons meer as oorwinnaars deur Christus Jesus wat vir ons die krag gee. Here, ek bid vanmôre, as daar mense vanmôre is wat sê, Here, hier is ek. Net soos 'n Samson, Here, was ek dalk vir 'n oomblik swak geweest, maar ek kom in aanbidding vanmôre. Ek sê, Here, nog net eenmaal, dat die Gees van die Here vanmôre nog eenmaal oor my kom, Here, om hierdie toestand waar ek myself bevind te oorwin. Dan bid ek vanmôre, Here, soos ek die krag van God ervaar het, dat hulle ook vanmôre die krag van God sal ervaar, Here, en sal sê, ek is vry, waarlik vry deur Christus Jesus wat my vry maak. Halleluja. Here, dankie vir die woord. Here, dankie vir die Gees vanmôre wat met ons kan praat het, Here. Dankie dat ons kan vry wees vanoggend in Christus Jesus. Dit maak nie saak nie, Here, wat die vyand ons kant toe bring nie. Ons sal staande bly
want ons voete is vanmôre geplant op die rots, naamlik Jesus Christus, halleluja. En ek dank U vanmôre, Here, ek bid vanmôre waar hierdie boodskap uitgaan, Here, dit maak nie saak waar jy gaan nie, maar dat mense sal vry raak deur die krag van God vanmôre. En ek bid dit oor elkeen se lewe af, Here, is my gebed in Jesus naam. En ons gee al die lof en al die eer daarvoor. Amen en amen. Baie dankie dat U vanmôre saam met my gekuier. Ek het 'n fees saam met U gehad in die teenwoordigheid van die Here. Ek voel opgelig. Ek voel gevul met die Heilige Gees. Ek voel sommer meer kragtig vanmôre. En ek wil U vir my kommentaar skryf, WhatsApp my, Telegram my, net soos wat U wil. Vertel vir my wat die Here vanmôre vir U gedoen het, sodat ons dit vir die wêreld kan vertel. What a mighty God we serve. My besonderhede is daarop en mag die Here U seën. Dankie dat U vir ons bid. Ek bid dat U vir ons ministry ook sal sien. Dit gaan nie oor program ministries nie, maar dit gaan oor die woord van God en alleenlik oor Jesus Christus. Mag die Here U verder seën hierdie dag. Ons bid vir U dat die Here U sal bekragtig in hierdie dag en dat die Here U sal lei. Mag die Here U seën. God bless you.